In Oktober 2025 het die politieke vure begin brand, so net so klein vlammetjie begin gee, dit natuurlik in die aanloop tot die verkiesings vir plaaslike owerhede en streeksrade. Hallo en welkom by Klets Kompas, ek is Irene Marie van der Walt en vir ons Januarie episodes neem ons 'n reis paar trekkies terug in die verlede en ons gaan besoek ons beste onderhoude van 2025. Hierop volg ons beste onderhoude van Oktober 2025. Renjaar Adrianel saam met my in die Klets Kompas ateljee dit nadat jy ek glo Sondag geland het terug in Namibië. Jy lyk vir my nog bietjie moeg. Ons is reguit in die werking gewees, so Daar was nie 'n blaaskans gewees. Nee, glad nie. Daar was ek weet nou amper gesê raaskans. Ek dink daar was raaskans by Swartkop self. Ja, genoeg. So vertel vir ons bietjie MSAF4, jy was aan die begin van die reeks hier by ons gewees en nou as jy terug derde geëindig, hoe voel jy daaroor? Ons is baie bly oor wat ons reg gekry het die jaar. Ek dink beter gedoen as wat ons verwag het teenoor die kompetisie wat ons teenoor opgegaan het. So ja, was 'n moeilike, goeie begin gewees. Die eerste race is op Swartkop gewees. Ons het ek dink 5de vir die dag daar gekom, maar ek dink dit te sleg was, hè. Toe het ons die East London Round gemis, ander verpligtinge gehad ongelukkig. Toe het ons Kaap toe gegaan. Kaap het goed afgeloop. Die practice was goed, ons is die vinnigste die Vrydag gewees en toe Saterdag het ons net bietjie swaar gekry. Almal vat 'n afdag so nou en dan Adrian, take a break, have a Kit Kat you deserve. So dit was 'n moeilike round vir ons gewees. Goeie racing, baie tight racing gewees, maar baie moeilik gewees. En toe ja, toe ons nou weer op swart. Nee, toe is Red Star nog gehad. Red Star het ons 4de gekom, toe het ons die momentum gebou. Ek dink te bad was hy want dit was die eerste keer dat ons daar was. Die ander ons het getoets die hele jaar. En toe, ja, Swartkops na die naweek. Ons Vrydag was die vinnigste gewees pretty much en pole gekry, wat ons baie bly oor was. My mechanic was ecstatic gewees. En toe ja, het Lightse Flag victory in die eerste race gehad, tweede race dieselfde, baie goeie racepace gehad, ongelooflike goeie racepace. En toe die derde race soos die top 8 geïnvert en ons het van 8ste af tweede toe gery in die race, wat ek dink ongelooflik was, spesiaal vir Swartkops, wat 'n baie tricky, tight track is. So. Ja. Dan wil ek by jou hoor, wat op des aarde het gebeur? Jy het die meeste van die seisoen het jy hier op die ranglys hier bo aan die middelbankers gehang, en toe skielik hierdie naweek, toe skiet jy uit derde toe. Wat het verander? So, ek het net geklik in naweek, Pieter het hom en mechanic het ons baie harde werk in die kar gedoen terwyl ons nou weg was. En ek dink het afgepay toe vir ons. En dan moet ek ook sê, Paratus het ook die laaste van die Kaap af was aan boord gewees. En hulle het all out gegaan die naweek. Die hele Suid-Afrika se hoofkantoor was daar gewees. En support en hemde, dit was so all works. En ek dink dit was net die extra kom ons moet trots maak. So. Ja, natuurlik, en ek dink die feit dat jy verloofde langs die baan gestaan het in die finale ronde het nie skade gedoen. So. Okay. En wat is dan nou volgende? Jy het jou maatskappy waar jy eerenne doen. Daar is lieflike verloofde daar agter, kan jy sien. Jy het jou maatskappy met julle eerenne en daar is natuurlik dan nou, ek hoop jy gaan nou nie jy weet jou hoed ophang hier, nie? Wat is volgende? Ons probeer vir volgende jaar te kyk om aan te gaan met die F4. Ons kyk daarna, daar's ander goed ook in die pipeline, but I can't say that too much now. Jy kan weer op Klets Kompas kom gesels. Dit is iets interessant. As dit uitwerk, sal dit iets baie goed wees vir ons, vir die land ook. So ja, ons probeer dit nou, kyk of ons dit vir volgende jaar weer die seisoen kan doen nie. Want ek sê, te danke aan ons sponsors vir die jaar, het dit regtig moontlik gemaak, anders ons nie kon aangaan nie. Eerstens sou ek sê Central Cycles, hulle was die main sponsor, hulle het die hele ding aan die gang gesit met die kar. En dan wil ek volgende dankie sê aan Sign Factory, dit is ons besigheid, maar ons het ook baie tyd en moeite ingesit. Ek is seker jy het jouself goed ondersteun. Ongelukkig. En dan moet ek definitief vir Paratus sê, hulle het regtig, daar is die Managing Director Kali, hy is van Paratus Suid-Afrika, hulle het regtig gekom support en hulle het dit gehad uitgeniet.
en dan Skalk van Paratus Namibia ook. Skalk Erasmus, ja. So hulle het regtig aan boord gekom hierdie seisoen en dit het ons baie uitgehelp. En ons hoop vir volgende jaar omdat hulle ook betrokke is, verstaan. Wie dat ons die pad verder kan stap en 'n goeie verhouding bou vir dit. En dan ja, dat is NWBC, Bouwers Autowerkstaat, SEMA Drilling Solutions, hulle almal het ietsie bygedra. En dan moet ek nou Engine Convenience Center in Walvis Bay, wat nou Shell Convenience Center is, hulle het ook 'n bietjie bygedra. So elke bietjie het gehelp op die einde van die dag en dit het ons gebring dat ons toe derde in die kampioenskap. Nie gedink was op die kaarte nie. Helfte van die ander mededrywers het ook nie gedink is op die kaarte nie, maar oor ons die naweek so goed gedoen het, ons het 'n clean sweep gevat. Ons het 30 punte op die bord gesit. Oor die naweek, which is amazing en almal was surprised geweest. So. Ek dink nie jy of ek kla ook hieroor. So, nee. Dan vertel 'n bietjie, hierdie was nou 'n Suid-Afrikaanse reeks. Jy het met renjaars nie net van Suid-Afrika en Namibië, maar ander lande. Ek dink jy was die enigste in Namibië. Ek was die enigste in Namibië geweest, yes. Maar die ouens is top class. So jy het nou met renjaars van ander lande deelgeneem in hierdie reeks. Het jy so 'n bietjie links of regs gekyk en gedink, ons kry nou nie regtig daai tipe ondersteuning of ons doen dit nou nie reg so in Namibië nie? Ja nee, ek gaan nie lieg nie. Die klas drywers wat ons daar wat ek teen gery het is regtig very top class. Soos Michael Besaidnout wat tweede in die kampioenskap gekom het, het vroeër in die jaar gaan test in die UK en hy het net gegaan vir 'n naweek en hy het ek dink tweede of eerste in daai exhibition ek nou sê een van die races gekom, so dat we can't complain. En Casey Smith wat die championship gewen het, hy gaan oor UK toe ook, hulle gaan doen die Formula Ford Festival of so hulle dit en ek weet laas jaar het hy gegaan en hy het 3 van sy heats gewen, hy het ek dink 120 drywers wat gegaan het. So dis nie slouches nie, die is regtig die cream of the crop. Dis die beste ouens wat daar is. Ja. Is daar iets wat jy dink jy het geleer by hierdie cream of the crop tydens jou MSA? Ek wil definitief sê soos met die data wat ons gekyk van almal kan kyk. Definitief tegnieke en goed om wat ek refine het, wat ek dink nou gekalmeer het in hierdie laaste race wat ek alles bymekaar kon sit, laat ons die pace gehad het. Maar die racecraft is dink ek definitief. Almal sê open wheelers, jy kan nie aggressief soos pass, jy kan nie verby I beg to differ. Ek het rubber op die sidepods gehad wat dit nip en tak was. En die Kaap is definitief 'n race ook geweest wat ek dink ons was 6 van die 8 laps was ons side by side geweest, 3 wide, meestal deur die lap. So dit was nie net van soos 'n treintjie gery nie. Ons het gefight. Dit was nie van jy maak een fout en daar 3 ouens verbygekom. Dit is intens geweest. Ek gaan dit definitief moet. Okay, en dan laastens voordat ons gaan wil ek by jou hoor, jy het tydens hierdie MSA F4 reeks was jy in Angola gewees in 'n stadium en jy was weer hier terug in Windhoek vir die finale vir die renstel kampioenskappe. Dis 'n go-kart vir die van ons wat nou nie weet nie. Vertel vir ons 'n bietjie van daai ervaring by die karting finale. Kom ons begin daar. So ons het 'n paar van die races hierdie jaar gedoen met die karting wat ons nie clashes gehad het nie. Wat ons goed gedoen het, maar fitness was 'n issue oor ek so lank lank gery het. Pace was daar, was vinnig geweest, maar ek het bietjie moeg geraak. Maar die laaste race wat ons nou gery het ek die dag so anders ook gevat. Ons eerste overall gekom ook pole gekry, 2 race wins en dan tweede op die tweede race. So ek dink fitness het weer bygekom en ons weer meer gery het. So ons kan ook nie klaar daaroor en dit het toe veroorsaak oor ons laat in die championship was en 'n paar ransie kon ry nie, het ons tweede in die overall in daai championship ook gekom vir die Namibiese kampioenskap. So ek kan geniet tweede in die Namibiese karting kampioenskap en derde in die MSA kampioenskap. Ek sou sê is een van die beter jare wat ek al gehad het. So. Ja. Okay, en dan Angola. Jy het tydens Angola se glo hulle 50ste Independence in Wambo, Ja, was jy daar gewees? Vertel 'n bietjie daaroor. So, ek het die invite gekry ek is opgevlieg, pretty much everything paid. Ek het baie goeie contacts met hulle. Hulle is soos familie. Hulle support baie goed. En ek het daar gery met hulle 50th anniversary race in Wambo. Goed gegaan.
kar issues gehad, toe kon ons nie Saterdag practice, die Sondag toe ons practice, in die eerste practice toe het ons brake failure gehad, en toe in die eerste race het ons van laaste in die gery tot pretty much gebattle vir die lead, en toe het ons ook 'n brake failure gehad, so ongelukkig kon ons nie regtig ons true pace wys nie, maar dit was 'n goeie en baie goeie mense verder ontmoet weer in goeters daar, en ironically is hulle die naweek ook hierso. Is hierdie eerskomende naweek? Ja, hulle ry nou by Tony Ras die naweek, het baie van hulle gekom, so Nelson en baie van die ouens wat ek daar vriende met is en ken en alles, hulle is die naweek hier, so almal kan uitkom na Tony Ras toe ook vir dit. Ek dink 10 Angolese karre en 2 Suid-Afrikaanse karre wat opgekom het. So is 'n Tri-Nations. So ek dink dit gaan 'n interesting event wees ook. Okay. So die ondersteuning wat die Angolese vir Adrian gewys het, moet ons nou vir hulle gaan wys by Tony Ras die naweek. Hoe laat moet ons waar wees, Adrian? Moet ons spesiale klere aantrek? Nee, jy sê hempie met iemand se naam aantrek. Nelson Perel. Ek sal 'n glitter poster maak. Ek sal organise en ek sal organise dat hy foto's stuur sonder dat hy weet hy gaan baie kwaad wees vir my, dan moet ons dit net post op die Republiek. Ons het 'n deal, Adrian. Baie dankie. Ek gaan baie kwaad wees, maar dis nie my storie nie, is maar vir hom. Ek sal mooi praat na die tyd, moenie worry nie. Baie dankie dat jy by ons was, Adrian. Dit was renjaer Adrian Nel wat derde geëindig het in die MSA F4 reeks die afgelope naweek. Ek het vertel vir my, hierdie man hier langs my het verskriklik baie noemname, maar ek dink ek gaan hom vereers net aan jou voorstel as Strauslin Janwy, maar jy is, wat is dit, Mr. Makoya? Mr. Makoya, Kanye West of Katima. Kanye West of Katima. Stravotainment, ja. Sukkel jy ook met 'n gold digger as jy 'n Kanye West van Katima is? Nee, ek is getroud, ek is so Hy het homself uitgesort. Jy weet iets wat Kanye nie. Ja. Moet myself uit daai probleem uitgehaal. Sal maar gou vinnig die kop seer opgelos. Ja, absoluut. So vertel vir ons bietjie, julle het vir Toura Style 'n klere reeks. Vertel bietjie daarvan. Jong, ons kom baie lank aan, ek sê vir die afgelope 10 jare. En die jaar het ons nou die nuwe 2025 as reeks nou uitgebring. En gelukkig kan ons nou in 'n klerewinkel verkoop vir die eerste keer. En so is 'n goeie stap vir ons. Dit bring nou 'n bietjie van die klere reeks gaan nou na 'n plek toe. Hy gaan nou vorentoe, hy gaan nie meer agterentoe nie. Kos klere reeks se naam is Toura Style. Nou alles, en hy kom van die naam af Katetura. Ja. So ons wil nou seker nou 'n stamp opset om te sê, ons van Katetura gaan vorentoe, ons gaan nie meer agterentoe nie. Ja. En die tema vir die jaar, kos elke tyd as ons elke jaar 'n nuwe Toura Style kolleksie uitbring, daar's elke tyd 'n tema. En die jaar se tema is Make Something from Nothing. Ja, en soos wat jy sê, Toura Style natuurlik nou half in Engels sê hulle 'n nod to Katetura, jy weet. Wat dink jy beteken dit om Katetura en jy weet 'n kind wat nou nie van die burbs af is nie, te verteenwoordig in klere, in mode, in iets wat hy kan aantrek? Ek dink is die kultuur. Kos wat ons wil eintlik nou net wys is, dis 'n goeie kom ek sê rich culture, kom ek sê maar so, wat ons wil wys. Kos daar's baie goeie stories wat van Katetura afkom. Daar's baie mense wat in groot posisies sit wat van Katetura afkom. Daar's baie van daai tyd af tot nou toe, hoe Katetura groot geraak het. Hoe Katetura beweeg, kos, soos jy ook sê, is van die pubs ook, is ook op ander pub. So as die kultuur wat ons wil nou op 'n pedestal sit wat kan groter raak. Ek is nou seker in die posisie gesit om te sê, die is seker jou pad wat jy moet stap. Kos God het vir my die mandate gegee om te sê, dis die storie wat
ek vir jou gee wat jy moet vir die mense wys. Dis die storie wat jy moet nou sê, ons van Karatura doen dit en dit en dit. En ons doen dit op die regte pad. Ja. Maar, kom ons sit dit in 'n clothing-lyn, op 'n hempie. Okay, en dan natuurlik baie mense, ek dink dit is 'n mentaliteit wat uit die apartheid era uitkom. Ja. Dat daar onmiddellik negatiewe dinge in mense se koppe opkom as hulle dink aan, jy weet, Katutura, Rocky Crest, Greenwell, daai tipe areas. Hoe dink jy skei ons onsself van daai manier van dink? Ons kyk as die perception wat daar so daar's niks wat ons kan doen aan dit nie. Maar ons moet begin vorentoe beweeg. Ons is nou hoeveel jare na independence nou. Ons het 'n nuwe president wat 'n vroumens is. So goeie goed het nou al gebeur in ons land in. En ons is so 'n klingland met nie so baie populasie nie. En die dinge wat ons reg kry, moet ons kan identifiseer en sê dit het ons nou reg gekry. Dit het ons reg gekry. Nie alles is 100% reg nie. Maar ons moet kan sê ons het nou iewers by 'n punt uitgekom. En dit is dieselfde met Karatura, die konnotasie is daar so, maar dit hang af van mense soos ons. Hoe sal ons nou die nuwe storie nou vir die mense sê? Maar dit is die ander goedes wat ons reg kry. Dit is hoe ons nou vorentoe beweeg. In die 89, dit was 'n ander era daai. Maar ons is nou in 2025 nou. Goede het gechange. En ons moet nou begin vorentoe beweeg. As ons nie begin vorentoe met mekaar kan saamstaan nie, dan sal ons agterentoe beweeg. Ja. En dan nou vir die dame wat mag kyk, as jy jou Prado in 'n klein windhoek of 'n Ludwigsdorp inry nadat jy jou kinders by die skool gaan optel het, gaan ek jou nou skok. Katutura het absoluut 'n hartklop van sy eie. Dit is asof jy binne 15 minute in 'n heel ander wêreld instap. Vir daai vrou wat haar Prado ry en haar kinders in Ludwigsdorp gaan aflaai en dink, sy's bietjie bang vir Katutura, wat sou jy vir haar sê? Daar's niks om bang te wees nie. Daar's absoluut niks om bang te wees nie. Ek meen soos jy nou ook wat ons begin het, is die burbs nou ook. Ons het die polisies, ons het cameras, ons het verskillende lokasies, ons het obviously plekke waar dan nie baie dieselfde settings soos die anders het nie, maar daar is goeie development wat nou gebeur het oor jare. En as jy daar gaan, jy kan ook jou vriende gaan kuier, jou familie gaan kuier, jou maatjies ook gaan kuier, jou kollegas ook gaan kuier. Dit is hoe baie lekker is dit van Karatura. Definitief, as jy daar so inry, van hier kant af, van 'n kant, dan sal jy sê, die is die ander wêreld wat ek nog nooit ge-experience het nie. En is iets wat ons moet, as ons sê ons is Namibianers, dan moet ons ook toeriste kan sê, ek wil jou toch vat, Kapana toe. Single cottage. Kyk daar. Kom ons gaan, kom ons. Is het? Oké, kyk daar. Nou sê net netjies reg, ek sien. Maar sien jy, dis die tipe goedes wat ons moet kan ook kan sê as mense ook ons kom kuier. Nou wat gaan daai kant aan? Dan sê ek, nee, kom ek vat jou, kom kyk. Kom ons gaan kuier 'n bietjie. En dit is 'n baie fun plek en dis soos die mense elke tyd sê, Namibianers het goeie maniere. As jy by ander lande kom, jy sal nie sulke maniere kry nie. Mense op die straat, die taxi drivers, die mense in die shops, en ek meen, dit is net 'n fun plek te wees. Ja. En nou 'n bietjie weg van Katutura af en terug by Toerastal. Jy het nou gesê julle tema vir hierdie jaar is Make Something from Nothing. Waar kom dit vandaan? Die rede hoekom ons daai tema die jaar gekies het is mense van Karatura af elke tyd moet iets doen aan vir hulle self. As altyd van dinge loop nie reg nie. As die dinge nie reg loop nie, wat sal jy doen om die dinge laat reg te loop? So as ek vir jou die gee, ek kan jou nie baie gee nie. Kom ons sê ons government, hulle gee dit bietjie. Onze councillors, onze
besighede rondom ons. Hulle gee ons bietjie. Maar wat kan jy doen met daai bietjie wat jy kry? So as jy lemonade kry, hoe sê hulle, if you give me a lemon, I must make lemonade. Dan moet ek daai lemonade seker ook verkoop, dat ek iets kan terugkry. So daar is die tema basis holistically wat sê, mense van Karatura make something from nothing. Always, all the time. En as mense wat struggle, yes, maar they always come out on top. Absoluut. En dan, jy het nou gesê, jy weet, dit het julle 10 jaar gevat totdat julle nou in 'n winkelspasie ingekom het. Wat het oor daai 10 jaar gebeur? Jy het seker ook mismoedig geraak oor daai 10 jaar. Sjoe. Is baie swaar. Ek dink daar's 'n persepsie van die winkels wat hier in Namibia operate. Glo nie aan local products nie. En dis die ding wat ons wil nou sê. Ons is nou ook besigheidmense wat wil onze produkte in winkels insit. Maar nou, obviously, daar's regulaties en product checking, quality checking en al dat julle goed. Dus dit verstaan ons 100%. Maar as hulle nie vir ons halfway kan meet nie, sal ons nooit by 'n punt kom nie om te sê, as toeristyle met 'n Nike produk moet staan. Die kwaliteit moet amper dieselfde wees. As ons nie 100% is, dan moet ons 90% wees. Maar ons nodig die winkels om oop te maak en sê, ek kan julle se klere hierso sit. Maar maak seker dit en dit is in plek. Moet net nie vir my enige ding van die straat af bring nie en sê jy wil dit daar so sit. Ons nodig om saam te gesels, saam op die tafel te sit en sê, okay, dit kan ons regkry. En dit is die enigste way hoe ons vorentoe kan beweeg. Because miskien 60 tot 70% van die winkels wat hier in Namibia opereer is seker van Suid-Afrika en van Afrika af. Maar hulle maak so veel geld van ons mense af. Wat doen, en dan vat hulle se geld na die ander lande toe. Nou, maar wat doen ons vir ons self? Nou, as ons mense soos toeristyle iets wil begin en iets wil reg doen, dan moet ons op 'n punt sê, okay, maak julle se deure oop. Kom ons kyk hoe kan ons by mekaar kom. En kom ons kyk hoe kan ons vorentoe kom. Because as hulle kan besigheid hierso doen, dit beteken ons kan ook ons clothing line en hulle se lande ook verkoop. Ek meen, dit is maar nou net fair nou, op die einde van die dag. So, en ons is baie nou ook gelukkig dat in Wernhill verkoop ons nou onze klere nou by Rakazi, Rakazi clothing store. En Karatura ook. Karatura Black Chain, die grootste shoppingcomplex daar, is by Dino's Fashion Shop. So, hulle het hulle se deure oopgemaak vir ons. Ons het 'n tydjie gevat om te gesels en hulle het ook hulle se terms and conditions op die tafel gesit en ons het geluister en ons het ook onze terms and conditions gesit. Kos op die einde van die dag is 'n besigheidstransaksie. Ja. Maar hulle wil nog graag sien sal die produk kan verkoop. Ja. Kos as hulle vir ons spasie gee, dit beteken mense van Karatura of van die dorp moet kan 'n local produk kan support. So hulle het nog vir ons kom ek sê 'n testrun, trial run gegee. En ons hoop die mense buite kan sal. So moet ons liewer by Black Chain gaan koop as by Wernhill? Albei. Albei, enige As die ander ene uitverkoop het, hardloop Black Chain toe. As reg. Waarna toe? Black Chain, Karatura. Ek hoor Regent, ek is Okay, en dan laaste, wat het julle al planne vir die toekoms? Is daar nog iets wat julle aan julle toekoms wil hê? Groot planne. Ons werk ook met 'n ander brand wat lekker.com is in Amerika in. En ons het gepartner met hulle. Ek was 4, 5 maande gelede in Chicago in, waar ons nou ook die nuwe lyn daar nog gewys het. Mense was baie optimistic en mense is baie opgewonde vir dit. So ons hoop volgende jaar kan ons meer winkels inkry. Kos op die einde van die dag, hoe meer mense koop onze produk, hoe meer mense kan ons help. Hoe meer mense kan ons ook werk ook hier. Hoe meer families kan ons ook nou sê, okay, hier is nou iets wat sal werk vir ons almal. En hoe meer winkels hulle se deure kan oop vir ons kan hou, hoe meer sal Karatura basis amper, ek wil sê amper 'n Louis Vuitton
Oua. Nee, Oua, ons kan Gucci, nou kom, oua. trouwens, ek sê jou. Is dit? Ons kan kom uitkom. aan. Ons kan vir Katotora op my map Ons sit. ons kom aan. Is maar net ons moet iewers begin. So, dis ons begin. Ja. Dit het ons 10 jaar gevat. Nou is ons gelukkig nou in 'n winkel en die winkel wil ons maar nou wys dat ons kan dit doen. Absoluut. Baie dankie dat jy by ons was. Baie dankie Irene. Daar het jy dit. Make something out of nothing. Maak iets uit niks en ondersteun in 'n Namibiese besigheid by Wynhill en Blackchain Mall in Windhoek. En dan weer die einde van ons episode van Kletskompas. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Onthou ons is maandag weer terug om 12:30 op NTV. Dit is DStv kanaal 285 en GoTV kanaal 25. Maar tot dan, is dit mooi by.